Johannes 4 vers 1 tot 54. Toe die Here dan verneem dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan, en hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n stad van Samaria wat Sigar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het, en die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, so maar by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, "Gee vir my water om te drink," want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop, en die Samaritaanse vrou sê vir hom, "Hoe is dit dat u, wat 'n Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is?" Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus antwoord en sê vir haar, "As jy die gawe van God geken het, en geweet het wie hy is, wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het." Die vrou sê vir hom, "Here, u het nie eens 'n skepding nie, en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het, en selfs daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee." Jesus antwoord en sê vir haar, "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe." Die vrou sê vir hom, "Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie." Jesus sê vir haar, "Gaan roep jou man en kom hier." Die vrou antwoord en sê, "Ek het nie 'n man nie." Jesus sê vir haar, "Jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê." Die vrou sê vir hom, "Here, ek sien dat u 'n profeet is. Ons vader het op hierdie berg aanbid, en julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is." Jesus sê vir haar, "Vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie, ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid." Die vrou sê vir hom, "Ek weet dat die Messia kom, hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig." Jesus sê vir haar, "Dit is ek wat met jou spreek." En op die oomblik het sy disippels gekom en hulle verwonder dat hy met 'n vrou in gesprek was. Tog het niemand gesê, "Wat verlang u nie?" of "Waarom spreek u met haar?" Die vrou het toe haar waterkan laat staan en na die stad gegaan en vir die mense gesê, "Kom kyk, 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie?" Hulle het toe uit die stad gegaan en na hom gekom, en intussen het sy disippels by hom aangedring en gesê, "Rabbi, eet." Maar hy sê vir hulle, "Ek het voedsel om te eet waar julle nie van weet nie." Die disippels sê toe vir mekaar, "Het iemand dan vir hom ete gebring?" Jesus sê vir hulle, "My voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te volbring. Sê julle nie, dit is tog nie 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande wat hulle al wit is vir die oes. En hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. Want hierin is die woord waar. Dit is een wat saai,
en 'n ander wat maai. Ek het julle gestuur om te maai waar julle nie aan gewerk het nie. Ander het gewerk en julle het in hulle arbeid ingegaan. En baie van die Samaritane uit daardie stad het in hom geglo oor die woord van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane dan by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly, en hy het daar 2 dae gebly. En baie meer het op die grond van sy woord geglo, en aan die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor, en ons self weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. En na die 2 dae het hy daarvandaan weggegaan, en na Galilea vertrek, want Jesus self het getuig dat 'n profeet in sy eie vaderland geen eer ontvang het nie. Toe hy dan in Galilea kom, het die Galileërs hom ontvang, omdat hulle alles gesien het wat hy in Jerusalem op die fees gedoen het, want hulle het ook na die fees gegaan. Jesus het dan weer gekom te Kana in Galilea, waar hy die water wyn gemaak het, en daar was 'n sekere koninklike beampte wie se seun in Kapernaum siek was. Toe hy hoor dat Jesus uit Judea en Galilea gekom het, gaan hy na hom en vra hom om af te kom en sy seun gesond te maak, want hy het op sterwe gelê. Jesus sê toe vir hom, as julle nie tekens en wonders sien nie, sal julle nooit glo nie. Die koninklike beampte sê vir hom, Here, kom af voordat my kind sterwe. Jesus antwoord hom, gaan, jou seun lewe, en die man het die woord geglo wat Jesus vir hom gesê het, en hy het gegaan. En toe hy al op pad was huis toe, kom sy diensknegte hom tegemoet en bring die berig en sê, u kind lewe. Hy verneem toe van hulle die uur waarop hy beter geword het, en hulle sê vir hom, gister, die 7de uur, het die koors hom verlaat. Die vader merk toe dat dit daardie uur was waarop Jesus vir hom gesê het, jou seun lewe, en hy het self geglo en sy hele huis. Hierdie tweede teken weer het Jesus gedoen toe hy uit Judea in Galilea gekom het.